Ja, welkom terug hier by Koffie en Kontrakte. Jy luister weer saam met myself, Skalk en Pieter hier langs my. Ons het ons koffie is gereed en ja, voor ons die vandagse kontraksgeselsie begin. Pieter, hoe was die naweek om die Suid-Afrikaanse sporthoogtepunte? Skalk het sê, dis as die man besluit het, is tyd om bietjie te wys wie is baas. Die Springbokke het weer eens 'n kliniese vertoning vir ons gelewer. In Italië natuurlik, 45-0. Soos hulle sê, dit is 'n cricket score. Of 'n shutout, soos wat hulle sal sê, 7-3. Dit in 17 man. Ja, selfs, kon ek net sê, selfs toe dan net 14 spelers op die veld was. 'n bietjie dom van Jasper Wiese geweest, maar ja. Nou, al praat van daai vreemde maar briljante taktiese afskop. Ek sien tot ou Scott Robertson van die Nieu-Zeelanders praat daaroor en hy sê dis heel gedou mense bietjie wakker. Natuurlik wat van daai middelveld lyn staan. Presies. Ja, nou, ek sien hulle is nou kwaad omdat jy nou het lyn staan het, dan maak jy 'n loskram daarvan, jy weet. Maar daar's geen reël soos wat Rassie sê, daar's geen reël wat sê jy mag dit nie doen. Nie mag nie, daar is nie so reël nie dat ek dit so stel, dan moet hulle oor die afskop, ek sien alweer 'n law change kom hier, so. Ja. Weet en dan het die Proteas ons T20 span het sterk begin teen Zimbabwe, en ja, hy 3 nasie reeks, daarso, die debutant Ruben Herman, 45 lopies aangeteken, nie uit nie, en hy het natuurlijk sy plek gewys met 'n stewige bydrae tot die totale oorwinning daarso. Ja, nee, dit is lekker om die Suid-Afrikaanse sportspanne het weer begin momentum opbou. Ons dames rugby span, Banyana's doen ook nie so sleg nie. Daar's party van hulle wat bietjie vinnig is, veral daai vleuel van hulle van Suid-Afrika. Ek weet nie waar sy geleë hardloop nie, maar sy kan nogal. Met sy bietjie atletiek. Ja. En nee, dit is lekker om te sien ons presteer op die sportveld ook. Ja, nee. En presies, daar kyk ons vandag ons bietjie na klousule wat dinge bietjie aan die gang hou by koopkontrakte, naamlik die 72 uur klousule. Ja, dit is gereeld in 'n koopkontrak wat hy opdek. En baie kopers en verkopers krap steeds kop oor die 72 uur klousule. En Pieter gee vir ons so 'n bietjie 'n eenvoudige weergawe van wat jy dink van hom. Ja, dis eintlik 'n slim hulpmiddel in 'n kooptransaksie. Kom ons sê maar as 'n koper 'n eiendom wil koop, maar hulle aanbod wat voorwaardelik is aan sy eiendom nog moet verkoop. En weet hulle dalk of eers nog 'n lening moet kry op iets van 1000 uur aan. Dan gee die 72 uur klousule die verkoper die reg om steeds die eiendom te adverteer en dan ander kopers wys dat die huis is nog te koop. Ja. Ja, dit is in die tweede koper het 'n kontant aanbod. Hy maak nou 'n kontant aanbod. En selfs sy aanbod het sonder voorwaardes. Dan gee dit die klousule die verkoper die geleentheid om daardie aanbod te aanvaar. Want dit is nou soos in 'n geval van ek het kontant, hier is my waarborg, ek het lewer dit, al my goed is in plek, ek wag nou vir jou. Sê nou vir my, nou jy 'n koper wat 'n lening moet aangaan, en nou wag hy vir sy lening. So nou gee jy vir daai ou wat die lening aangaan, 72 uur, hy moet sy lening in plek hê. As hy nie in plek het nie, dan val hy nou natuurlik outomaties uit, dan gaan die tweede een aan. Ja, en natuurlik daai eerste koper wat dan die eerste aanbod geteken het, moet natuurlik formeel kennisgewing kry. Ja. Van daardie oomblik het hulle dan 72 uur om hulle voorwaardes uit die pad uit te ruim. Dit wil sê hy moet of besluit hy skrap alle voorwaardes betrokke aan en hy gaan voort met die koop. Dit wil sê soos ek is reg of ons koop sonder voorbehoud, en as hulle dit natuurlik nie doen nie, dan verloor hulle die huis en die verkoper mag natuurlik die tweede aanbod aanvaar. En dit is, jy sit nou 'n koper vinnig onder druk, want nou moet hy moet 'n presiese formulering doen van die kontrak, wat so belangrik is, en die kennisgewing van 72 uur
moet natuurlik altyd skriftelik wees. Jy kan nie skrifte 'n 72 uur klousule mondeling gee nie, moet altyd op skryf wees. Ja, dis presies waar en jy weet in baie kontrakte is dit duidelik of die 72 uur op werkdae of kalenderdae getel word nie. Ja. Jy as koper moet natuurlik vasstel presies wat tel in kalenderdae, werkdae, as naweke ingesluit is dit nie ingesluit nie. En dan ook natuurlik hoe moet dit oorgedra word? Is dit skriftelik, moet dit per hand gegee word, moet dit per e-pos gedoen word? Al daai goeders moet jy seker maak voordat jy daai is. En dan natuurlik, wanneer begin daai klok af te tik vir die 72 uur. Ja, nou ek wil 'n scenario uitspel vir die luisteraars. Stel jy is die eerste koper. Moet jy maak 'n aanbod op die huis, maar jy moet nog jou eie eiendom verkoop. Die verkoper gaan aanvaar dit met 'n 72 uur klousule. Met ander woorde, 'n week later kom die ander koper in met 'n kontant aanbod. Wat gebeur nou? So wat nou gebeur, ek het nou 'n eiendom, ek het 'n aanbod gemaak op hom, alles is in plek, maar hy is onderhewig aan die verkoop van my eiendom. So nou kom Koos kom nou hier aan en hy het 'n kontant aanbod. Wat gebeur nou? So en al sy goed is in plek. En dit is presies wat ek net ook gesê het. Wat gebeur nou? Wel, dan jy weet dan ontvang jy as eerste koper 'n skriftelike kennisgewing soos wat ons nou genoem het. Ja. En van daardie oomblik af begin die 72 uur natuurlik af te tel en jy moet jou voorwaardes verwyder. Dit beteken natuurlik jy moet jou finansiering gereël hê en jy moet seker wees dat jy kan koop of jy verloor daardie koop. Dis heeltemal so. En baie kopers is nie altyd gereed nie, né? So my raad is van die voorwaardelike aanbod is voordat jy 'n aanbod maak, berei jouself vooraf. Moenie wag tot die kennisgewing kom en jy moet paniekerig raak bel en bankgoedkeuring of die koper vir jou eiendom nie. So wees voorbereid op sulke goed, want dit gebeur, dit gebeur nogal baie. Ja nee, dit is goeie raad daai geskalk. Jy weet natuurlik, dis 'n paar vinnig, kom ons gee vir hulle 'n paar vinnige wenke vir die kopers natuurlik. Jy moet eerstens kry vooraf goedkeuring by jou bank of jou verbandmakelaars en begin jou eiendom te bemark voordat jy 'n aanbod maak. Ja, derdens natuurlik werk met 'n agent wat vinnig en professioneel kan reageer. Weet ons hier by Property Boom het natuurlik oorgenoeg agente om dit te kan hanteer. So jy kan either vir ons skakel. Ek sal sorg dat ons sommer die telefoonnommers dalk insit iewers op die einde van hierdie ding. En dan natuurlik kan jy vir ons 'n e-pos stuur of jy kan kommentaar lewer op hierdie dinge op die comments. Op die comments, ja. So en dan natuurlik verstaan jou tydsraamwerk voordat jy die klousule waarvoor jy teken en dan lees jou kontrak. Dis die belangrikste ene. Ja, en dan die verkopers. 'n 72 uur klousule gee jou meer beheer. Jy sit nie net vir weke in 'n onsekere transaksie en wag nie. So jy moet realisties wees. Party kopers kan nou voorwaardes nakom binne die 72 uur. Dit het ook al gebeur. Ek het self so 'n geval gehad. Maak seker die kennisgewing word betyds volgens die kontrakvereistes gestuur. Ek het 'n huis gehad in Heuwelsig wat ek so verkoop het. Twee ouers het saam 'n aanbod ingesit en ek het 2 kontrakte gehad. Die een het ek by die huis geskryf en die ander een was reeds geskryf gewees. En die eerste een het klaar, sy deposito toe, al sy goed is 100% klaar in plek en hy het klaar goedkeuring by die bank gekry. En die tweede ene, ek noem nou 1 en 2, nou 2 moes nou nog gaan aansoek doen vir die banklening. Ja. Toe gee ek dit vir die verkoper. Ek sê hierson, dit is wat gebeur. Toe sê dan vat ek die ene wat so goed in plek is. Want toe was dit 'n kwessie, ek dink 3 weke toe geregistreer die huis. Ja. So alles is in plek gewees. Ja, dit kom natuurlik alles neer op 'n duidelike kommunikasie en goeie voorbereiding. Dis iets wat baie belangrik vir beide partye is. Vra jou vrae. Dit is oukei om vir jou agent of jou prokureur te sê verduidelik hierdie vir my asseblief. Ja, dit is
ek wil amper sê 72 uur klousule is soos 'n skaakspel. Jy moet vooruit dink, jou tydsberekening regkry en jou spel goed verstaan. Jy moet presies weet wat jy gaan doen. Wat is jou volgende Ja, stap? weet, as jy reg bestuur kan dit uitwerk vir albei partye. Die verkopers hou natuurlik altyd hulle opsies oop sodoende en kopers weet waar hulle staan. Maar wat as iemand voel hulle is benadeel deur hoe hierdie klousule toegepas is? Ja, dit is waar, 'n goeie kontrak en 'n professionele begeleiding is belangrik, kan belangrik raak. Dis ook hoekom jy nie self aanpassings aan die dokumente moet maak nie, gebruik die standaard ooreenkomste en jy kry advies. Dit is baie belangrik, jy moet advies kry te alle tye. En om te sê elke week, maar dit bly waar, eiendomstransaksies is kompleks, maar moet die regte kennis en ondersteuning hoef jy nie noodwendig oorweldigend te wees nie. So wees rustig en soos wat ons net ook gesê het, jy moet jou dokumentasie baie goed lees dat jy weet wat jy teken en wat jy doen. Ja, nee, ek stem 100% saam met jou. Jy weet en as jy in daardie situasie beland, as 'n koper of verkoper, weet natuurlik dat daardie 72 uur klousule is nie strik nie, maar 'n strategie. Jy moet weet net hoe om dit te speel. Ja, dit is 'n 72 uur klousule is duidelik ingeset sonder enige drama. As jy meer vra het, kontak ons gerus. Of nog beter, kom drink 'n koffie saam met ons, soos wat ek en Pieter nou maak. Daar lekker enetjie kan ons. Ja. En dan natuurlik tot volgende keer op Koffie en Kontrakte. Bly slim, bly ingelig en moenie wag tot dit jou laaste minuut om te reageer of jou 72 uur begin dalk vinnig rus by die dik. En natuurlik altyd geniet julle koffie. Daar sê, Dankie. Goed gaan, baie dankie, lekker dag. Totsiens. Totsiens. Een koppie koffie kan die einde van die aand met nog 'n wyle uitstel voor ek huis se kant toe staan, want skielik is die tyd verby en sal ek haas my ry moet kry, te gou moet ek groet en huis toe gaan.